Goeiedag, dis die 7de Januarie 2026 en ek is Morne Botha, die internasionale en Amerikaanse nuuskorrespondent vir Koepel TV, rapporteer vandag hier uit Nashville uit in Tennessee. Ons sien in die laaste paar dae dat Trump is besig met optrede reg oor die wêreld en die hele wêreld sit regop. Neem notisie. Dit het begin laasweek met die inhegtenisneming van president Maduro van Venezuela om hier in Amerika terecht te staan op aanklagte van terrorisme en ook diefstal van Amerikaanse eiendom. En baie min mense weet van daai gedeelte. Die diefstal van die Amerikaanse eiendom verwys na die olie infrastruktuur in Venezuela, wat deur die grootste gedeelte daarvan is deur Amerikaanse geld gebou, Amerikaanse beleggings wat in Venezuela gebou om die Venezuela regering te help om hulle eie olie uit te pomp en dan te verkoop vir, inkomste vir die land. Maar Maduro het besluit in sy alwetendheid dat dit beter is dat hy besit van al die goed vat en dan geregtelik steel by Amerika vir sy eie gewin. En daarna het hy begin met olie te skuif teen sanksies na Iran, China en Rusland toe en om geld te maak vir om sy terrorismeproses aan die gang te hou. Veral met sy drugs wat hy uitverkoop en uitskuif, maar ook die support wat hy gee aan terrorisme. Deel daarvan het ons dan gesien in die laaste 24 uur die Amerikaners 2 skepe in die Atlantiese Oseaan onderskep, olietankers. Een van hulle is 'n Russiese tankerskip onder 'n Russiese vlag. Met die hulp van die Verenigde Koninkryk in Brittanje het Amerika en Brittanje se weermag 'n tanker onderskep, 'n Russiese tanker, wat op pad was na Rusland toe met olie wat by Iran gekry is, wat Iran dan nou aan Rusland sou verkoop om geld te kry vir hulle voortgaan met hulle terrorisaksies. En ons almal kan nou sien wat op die oomblik in Iran aangaan. Daar is groot moleiste in die land en daar is druk. Die populasie van die land is nou moeg vir hulle regering. So, hier kom groot dinge nog in Iran in die volgende paar weke. Dis iets om dop te hou. Verder as 'n ou kyk na die groot gebeure, die ander groot gebeure is ook wat Trump betrokke is die uitsprake wat hy gister weer gemaak het in terme van Groenland. Dat Groenland onder die beheer van Amerika moet kom. En allerhande opsies is op die tafel gelê. En daar's baie mense obviously wat nou nie baie gelukkig met dit is nie, ander lande ook. Maar hier gaan onderhandeling word en op die ou einde vermoed ek dat Denemarke, Groenland wat aan Denemarke behoort, in 'n verhouding met Amerika gaan ingaan en die plek verkoop aan Amerika, of gesamentlik bestuur. Maar die hoofdoel van die behoefte van Amerika om Groenland te bestuur is om beheer te kry oor daai gedeelte van die Noordsee, om die Polar Circle, die Noordsirkel, want op die oomblik is China en Rusland doen wat hulle wil in aanwaters en dis naby aan die westerse lande se waters. En die hoofdoel dan is om te keer dat Rusland en China 'n voethold in daai omgewing kry en beheer te vat oor daai waters. So ons gaan sien in die volgende paar weke wat hier gaan uitbrei. Hou fyn dop. Groenland gaan definitief op die doeke wees in die volgende paar weke in die nuus wees. Venezuela gaan nog steeds in die nuus wees, maar Iran gaan ook in die nuus kom. Groot gedeeltes van Iran. Met allerhande moontlike opsies wat vir die Trump-regering daar is om te behandel met hierdie 3 verskillende plekke. So dit is dan al vir vandag. Dis Morne Botha hierso, ons nuuskorrespondent vir Koepel TV hier uit Amerika uit. Geniet die dag.